Welkom terug by les 52 en ons gaan voort met die hersienings van lesse 6 tot 10. Vandag se hersiening omvat hierdie idees. Ek is ontsteld omdat ek sien wat nie daar is nie. Die werklikheid is nooit vrees aan jou hand nie. Dit kan my onmoontlik ontstel. Die werklikheid bring alleen volmaakte vrede. As ek ontsteld is dit altyd omdat ek die werklikheid vervang het met illusies wat ek self opgemaak het. Die illusies is ontstellend, want ek het aan hulle werklikheid verskaf, en beskou dus die werklikheid as 'n illusie. Niks in God se skepping word op enige wyse deur hierdie verwarring van my beïnvloed nie. Ek raak altyd ontsteld deur heeltemal niks. Hersieningsidee 7. Ek sien slegs die verlede. Wanneer ek om my heen kyk, veroordeel ek die wêreld waarna ek kyk. Ek noem dit sien. Ek hou die verlede teen almal en alles en maak hulle my vyand. As ek myself vergewe het en onthou het wie ek is, sal ek almal en alles wat ek sien, seën. Daar sal geen verlede en dus geen vyande wees nie. En ek sal met liefde na alles wat ek voorheen nie gesien het nie, kyk. Hersieningsidee 8. My geestesdenke is behep met gedagtes uit die verlede. Ek sien slegs my eie gedagtes en my geestesdenke is behep met die verlede. Wat kan ek dan sien soos dit is? Laat ek onthou dat ek na die verlede kyk om te verhoed dat die hede vir my geestesdenke duidelik word. Laat ek begryp dat ek probeer om tyd teen God te gebruik. Laat ek leer om die verlede weg te gee, in die besef dat ek sodoende niks opgee nie. Hersieningsidee 9. Ek sien niks soos dit nou is nie. As ek niks sien soos dit nou is nie, kan inderdaad gesê word dat ek heeltemal niks sien nie. Ek kan slegs wat nou is, sien. Die keuse is nie om die verlede of die Here te sien nie. Die keuse is bloot om te sien of nie. Wat ek verkies het om te sien, het my visie gekos. Nou wil ek weer kies, sodat ek kan sien. Hersieningsidee 10. My gedagtes beteken niks nie. Ek het geen private gedagtes nie. Nogtans is dit alleen private gedagtes waarvan ek bewus is. Wat kan hierdie gedagtes tog beteken? Hulle bestaan nie en beteken dus niks nie. Tog is my geestesdenke deel van die skepping en deel van sy skepper. Wil ek my nie eerder by die denke van die universum aansluit, as om wat regtig myne is met armsalige en betekenlose private gedagtes te verdoesel nie. Die verhaal van die liggaam ontvou binne tyd, en dit is 'n baie oortuigende verhaal. Ons glo diep binne onsself dat dit werklik is, dat dit waar is. En al wat A Course in Miracles eintlik doen, is om ons uit te nooi om die moontlikheid te oorweeg dat daar dalk 'n ander manier is om te sien. 'n ander manier om onsself te verstaan. Maar dit is moeilik, want feitelik alles waarmee ons onsself identifiseer, is verbind aan die liggaam. Alles wat ons ek noem, kom uit hierdie ervaring van 'n liggaam in 'n wêreld. En daarom probeer ons dikwels om jouself te verbeter, te verfyn, mooier te maak, meer geestelik te maak. Maar die kursus wys na iets baie dieper. Dit sê, wat ons werklik is, het geen vorm nie. Ons is nie bloot hierdie liggaam nie. Ons is nader aan die bewustheid waarin liggame verskyn as aan die liggame self. En daarom sê die kursus dat daar nie private gedagtes is nie. Nie omdat almal jou geheime moet ken nie, maar omdat ware denke nie persoonlik is nie. Ware gedagtes word saam met God gedink, saam met die heelal, saam met die bron van alles. Liefde, genade, geregtigheid. Hierdie dinge is nie deur die ego geskep nie. Hulle kom van iets veel groter. En soms ervaar ons dit reeds. Wanneer iemand wat ons nooit ontmoet het nie, tog diep teenwoordig voel.
of wanneer iemand wat reeds oorlede is, steeds liefdevol in ons hart leef. Hier begin ons nader beweeg aan wat die kursus probeer herinner. Dat ons ware self nie beperk is tot 'n liggaam of 'n persoonlike verhaal nie. Ons ware natuur is iets veel groter, iets heilig, iets kosmies. En hierdie hersieningsperiode gee ons kans om weer stil te raak, om terug te kyk, om die lesse dieper te laat insink. Nie met druk nie, nie met perfeksie nie, maar sagkens, stap vir stap. En dit is oukei om soms verward te voel, oukei om stadig te beweeg, oukei om nie alles onmiddellik te verstaan nie. Want hierdie pad gaan nie oor prestasie nie, dit gaan oor onthou. Onthou wie ons werklik is. En soos ons dit begin onthou, help ons ook ons broers en susters onthou. Want ons stap nooit alleen nie. Dankie dat jy hier is. Onthou om die les hierdie dag te oefen. Sagkens, sonder druk, net met bereidwilligheid. Vir volledige lesse van 'n Course in Miracles, besoek gerus acim.org. Vir die Afrikaanse vertaling, kontak Henry Theron by nkiw.org en besoek ook hemelbewus.co.za. Vergewe, sien anders, leef in lig.